Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 30ste Mei 2025. Ons doen die nuus in kollig. En ons hoofopskrif vir vandag sê: Kelly Smith en 2 beskuldigdes kry lewenslange tronkstraf. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so: volgens DA moet mense hulle self uitspreek teen die sing van die boerlied. Kelly Smith en medebeskuldigdes kry lewenslange tronkstraf vir mensenhandel. Kabinet tevrede met die landsbesoek aan FSA volgens minister. Mense wil transformasiewette ondermyn. Nuwe klap rugby vir wêreldspanne voorgestel. Grey College en Selborne pak mekaar in Bloemfontein vir rugby. Gister het die gemeenskap in die Wes-Kaap gejuig toe die vonnis van Kelly Smith, Stevino van Ryn en Boeta Apollos deur regter Erasmus voorgelees is. Aldrie is eers gevra om op te staan om hulle vonnisse te ontvang. Daar was doodse stilte in die hofgebou waar die vonnisverrigtinge die afgelope paar dae plaasgevind het. Die regter het gesê aldrie ontvang dieselfde vonnis. Vir die klagte van mensenhandel het hulle lewenslange tronkstraf gekry en klagte van ontvoering is hulle 10 jaar gevangenisstraf opgelê, maar die 10 jaar sal gelyklopend met die lewenslange vonnis uitgedien moet word. Familielede en van die publiek het mekaar omhels en gesê dat geregtigheid wel geskied het, maar Jocelyn Smith is nog steeds weg. Sy is blykbaar volgens die getuienis vir 'n bedrag van R20,000 aan 'n sangoma verkoop. Josie Emke, Jocelyn se pa, sê hy is nie tevrede nie, want sy dogter is nog steeds onopgespoor. Die regter het gelas dat hulle naam in die kinderbeskermingsregister opgeneem moet word, want hulle is nie bevoeg om met enige kinders te kan werk nie. Die regter het egter ook bevind geen versagtende omstandighede is gevind om later 'n ligter vonnis op te lê nie, so die maksimumstraf sal in hierdie geval toegepas moet word. Kelly het ook geen berou gehad oor dit wat sy aan haar dogter gedoen het nie, het die regter bevind. Die regter het ook gelas dat hulle vonnisse in maksimum sekuriteitsgevangenisse uitgedien moet word. Ook is 'n bevel gemaak dat hulle eers 25 jaar direkte tronkstraf moet uitdien voor hulle vir parol in aanmerking mag kom. Volgens die departement van korrektiewe dienste gaan die 3 nie in enkel selle aangehou word nie, maar sal hulle strawwe saam met ander misdadigers in gemeenskaplike selle moet uitdien. Die lied Kill the Boer is 'n haatspraak en Suid-Afrikaners en veral politieke leiers moet hulle daarteen uitspreek. John Steenhuisen, minister van Landbou en DA-leier, het gesê hy dink nie die lied het enige plek in die moderne Suid-Afrika nie. Ek dink dat ons mense en politieke leiers ons moet uitspreek teen hierdie haatspraak. Ek glo dit is haatspraak. Die howe sien dit egter in 'n ander lig. Die appelhof van Bloemfontein het in die verlede bevind dat die lied Kill the Boer nie haatspraak is nie. Die konstitusionele hof het daarna 'n aansoek van AfriForum om teen die uitspraak te appeleer van die hand gewys. Ons het groot misdaadprobleme. Ons het 'n probleem met landelike veiligheid en plaasmoorde. Die feit is hierdie geweld ken nie 'n kleur nie. Dit gebeur met Suid-Afrikaners van alle kleure en alle gemeenskappe. Dis die belangrikste ding en boodskap wat daar buite uit moet kom, so het Steenhuisen aan die media bekend gemaak. Steenhuisen sê daar is nie volksmoord in Suid-Afrika nie. Die probleem met plaasmoorde is die wreedheid daarvan en dit gee mense baie skok. Op die vergadering in die Withuis verlede week het Johan Rupert, deel van Ramaphosa se afvaardiging vir Trump, ook daarop gewys dat die Wes-Kaap baie moorde het en dat die DA daarin bewind is. Ons veg hard as die DA teen hierdie probleme. Ons sit met te min polisielede en te min voertuie, maar ons het nie die mag en die krag op provinsiale vlak om dinge te kan hanteer nie, so het Steenhuisen aan die media bekend gemaak. Daar is beleide wat die ANC ondersteun en wat ons nie ondersteun nie en andersom, maar daar kom 'n tyd waar hierdie land eerste moet stel, het Steenhuisen ook bygevoeg. Die kabinet is tevrede met die uitkoms van president Cyril Ramaphosa se werksbesoek aan president Donald Trump van Amerika verlede week. Die kabinet het die herstel van strategiese betrekkinge tussen Suid-Afrika en die FSA tydens president Ramaphosa se werksbesoek aan die FSA verwelkom. Ramaphosa se besoek aan die Withuis verlede Woensdag het Trump gesê hy oorweeg dit nog of hy die G20 beraad in November in Suid-Afrika sal kan bywoon. In dieselfde week wat Ramaphosa Washington DC besoek het, het adjunkpresident Paul Masitile Frankryk besoek. Die kabinet het die werksbesoek van adjunkpresident Masitile, wat die betrekkinge tussen Suid-Afrika en Frankryk versterk het, verwelkom. Kommer heers in regeringskringe dat mense wette wil ondermyn wat transformasie in Suid-Afrika moet bevorder, soos die adjunkpresident Paul Masitile. Masitile het spesifiek verwys na die nuwe onteieningswet en die ander wette wat swart ekonomiese bemagtiging moet bevorder.
Sy opmerking hieroor was nadat die ANC-LP in hoofsweep en die NRP wou weet watter meganismes die kabinet in plek het om die regering se agenda van transformasie te verdedig, veral weens duidelike opposisie daarteen. Mashitile het voorts gesê, daar is geen wet in die land wat enige iemand anders uitsluit nie. Hy het voorts verwys na die transformasiefonds van R100 miljoen en gesê dit is 'n gesamentlike projek van die regering en die private sektor. Hierdie projek sal ekonomie laat groei en werksgeleenthede vir ons land skep. Nicholas Godzel, die ALP, het bevestig 'n veroordeelde rower, een van die 3 gevaarlike jeugmisdadigers wat in Desember Parabys vrygelaat is Dinsdag weer vasgetrek. Voor hom ons nog 'n jeugmisdadiger, die moordenaar van die grimmeerkunstenaar Zorita Alteng, wat 28 jaar oud was, reeds in April weer vasgetrek nadat hy 'n bewering 'n man se selfoon in die stad gesteel het. Volgens Godzel word die derde misdadiger, 'n veroordeelde verkragter, egter steeds gesoek. Die koerant het vroeër berig, die 3 is as jeugdiges in onderskeidelik 2021, 2023 en 2024 tot aanhouding in jeugsentrums gevonnis. Die rower en die verkragter moes in gevolge Hooggeregshof bevel tot minstens Oktober hierdie jaar in aanhouding gebly het. Hulle name kan nie bekend gemaak word nie, omdat hulle aanvanklik as jeugmisdadigers gevonnis is. Godzel het van dese week sy hegtenisnemings verwelkom, maar sê daar is steeds 'n dringende behoefte aan onmiddellike verantwoording binne die korrektiewe dienste stelsel. Bongani Bongo, die voormalige minister van staatsveiligheid, sal in Augustus vir 'n voorverhoor in die Hooggeregshof in Kaapstad moet verskyn. Bongo het na bewering 'n voormalige parlementêre regsadviseur omkoopgeld aangebied om in 2017 'n ondersoek na staatskaping by Eskom in die wiele te ry toe hy 'n parlementslid was. Hy is op 4 Februarie vanjaar in die Landdroshof in Kaapstad op borgtog van R5000 vrygelaat, nadat hy homself dieselfde oggend vergesel van sy regspan by die Kaapstad Sentraal Polisiekantoor oorgegee het. Hy is hierna na die hof geneem. Dit is die tweede keer dat die staat Bongo op dieselfde aanklagte vervolg, nadat die eerste beslissing deur die Appelhof omgeswaai is. Die Appelhof het in Mei 2024 eenparig beslis dat Bongo herverhoor moet word, nadat die saak teen hom vroeër deur Dr. John Tlhophe, geskorste regter-president van die Wes-Kaap, laat vaar is. Selfs met 'n teiken van 3% vir inflasie, soos dit lyk die Reserwebank wil nastreef, is nog een rentekoersverlaging vanjaar dalk ook moontlik. Dit is die verwagting van enkele ekonome, nadat die Reserwebank gister die rentekoers met 25 basispunte verlaag het. Dit bring die sentrale bank se repo-koers op 7.25% te staan en die prima rentekoers van banke op 10.75%. Die Reserwebank het egter klem gelê op groot onsekerhede in die wêreldekonomie en FNB reken daarom die sentrale bank sal versigtig moet bly as die Federale Reserve Raad (Fed) voor die einde van die jaar weer begin sny aan Amerikaanse rentekoerse, versterk dit die saak vir die Reserwebank om dit weer te kan verlaag. Die impak op verbruikers sal minimaal wees, aangesien die verlaging 'n klein besparing van R257 per maand meebring op 'n huis van R1,5 miljoen en so R65 op 'n motorlening van R500,000. Annelie Derksen, wat 24 jaar oud is, het in die onlangse driehoekige eendagreeks wat in Colombo gespeel is en waaraan Indië en Sri Lanka ook deelgeneem het, tellings van 30, 61 nie uit, 81 en 104 aangeteken. Sy is van 276 lopies, die voorste lopiemaker in hierdie reeks. In teenstelling met takolwerk was Derksen se bilwerk in Colombo nie heeltemal uit die boonste rakke gewees nie. Sy het 'n paar wydlopers afgestuur en sy kon net 2 paadjies laat kantel het. Derksen en haar Protea spanmaats vertrek maandag na die Karibiese eilande, waar hulle in 3 eendag 3 T20 wedstryde teen die Wes-Indiese eilande in Barbados te staan sal kom. Die eerste kragmeting is 'n eendag wedstryd op 11 Junie. Derksen is 'n oud leerling van die Hoërskool Sentraal in Beaufort Wes, selfe van jaar die Wêreldbeker wen. Die Protea vroue het in 2023 en 2024 tot die eindstryd van die T20 Wêreldbeker deurgedring. Die beheerliggaam van die beroepsklap rugby in Europa, die EPCR, het die afgelope naweek aangekondig 'n ooreenkomsbeplanning om 'n nuwe Wêreldbeker klaptoernooi in 2028 aan te bied. Altesaam 16 klubs sal kwalifiseer, die 8 topspanne in die Europese Kampioenebeker kompetisie en 8 spanne uit die Superreeks en Japan. Die Ierse klub Leinster het glo volgens die algoritme van die maatskappy Oval Insights 'n 41% waarskynlikheid om die seisoen die VRK kampioenskap te wen. Die algoritme gee die bulle 'n 14% kans om te wen. Die eerste gekeerde Jannik Sinner van Italië het na sy sege oor Richard Gasquet van 6-3, 6-0, 6-4 oor die 38-jarige geluk gewens. Sinner speel in die derde ronde teen die Tsjech Jiří Lečeka. Die 60 gekeerde Novak Djokovic van Servië
het Corentin Moutet van Frankryk gister na vermoeiende derde stel met 6-3, 6-2 en 7-6 in die tweede ronde gewen. Coco Gauff, die tweede gekeerde Amerikaner, het die Tsjechiese tiener Teresa Valentova met 6-2, 6-4 gewen. Die 21-jarige Amerikaner sal in die volgende ronde teen nog 'n Tsjech, Marie Boskova, te staan gaan kom. Haar landsgenoot Jessica Pegula, die derde gekeerde, het nog 'n Amerikaner, Ann Lee, met 6-3 en 7-6 gewen. Die 18-jarige Rus Mira Andreeva, die 60 gekeerde, het haar Amerikaanse teenstander Ashlyn Creer met 6-3 en 6-4 gewen. Pegula sal teen verlede jaar se Amerikaanse Ope naaswenner Marketa Vondrousova te staan kom. Die Tsjech het die pool Magdalena Frech met 6-0, 4-6 en 6-3 gewen. Sabalenka, Paulini, Zheng Qinyan en Iga Swiatek is almal vandag in die derde ronde in aksie. Bath se flank Sam Underhill is vir 4 weke geskort nadat hy afgelope naweek in sy spanse oorwinning in die Uitdagbeker eindstryd 'n gevaarlike duikslag uitgevoer het. Bath, wat deur die voormalige Springbok hulpafrigter Johan van Graan gebrei word, het vanjaar reeds die Engelse Premier Liga se bekerkompetisie gewen en die Uitdagbeker verower deur Lyon Vrydag aand te klop. Underhill, wat 28 jaar oud is, wat sedert sy buiging vir Engeland in 2017 in 40 toetse gespeel het 'n geel kaart gekry nadat hy in die oorwinning van 37-12 in Cardiff kontak met die Lyon heel agter David Nyanishvili se kop gemaak het. Bath se volgende wedstryd is môre teen Saracens. Die datum waarop Underhill kan terugkeer om te speel sal bepaal word sodra sy toekomstige program herbevestig is, het die EPCR bekend gemaak. Die Stormers het 'n lys van 11 spelers, onder wie die gesogte Parel Gymnasium Center Marcus Miller is, Woensdag aan deur die Stormers rugby aanwinste aangekondig. Nog 'n gimmie, die losvoorspeler Quinton Potgieter is ook op hierdie lys. Joaquin Ahmed, 'n loskakel wat baie belofte getoon het, is van Wynberg Boys High. Jaden Brits, krampskakel van Boland Landbou, is ook daar. Die Stormers Rugby Unie het ook uitstekende slot A.J. Meyer van Grey College na die moederstad gelok. By die Stormers Rugby, wat die franchise se diepte met plaaslike spelers wil uitbou, beskou Dobson die kontraktering van die groep jong spelers as uiters bemoedigend. Ons verwag dat baie van die spelers wat volgende jaar in ons omgewing ingetrek gaan word, dieselfde pad sal volg vir Stormer Rugby. Gevolglik word 'n goeie oes vir die Stormers se lys van die heel bestes beskou. Rugby wat op TV vertoon word vandag en môre. Vanaand om 20:35 in die VRK kwartfinale speel Glasgow Warriors teen die Stormers. Môre middag om 13:30 speel die Bulls teen Edinburgh. Om 1600 uur is dit Leinster teen die Sharks. Om 18:30 is dit die Haie teen Munster en al die wedstryde word op SuperSport 201 en 211 uitgesaai. Wat skole rugby vir die naweek aanbetref, is Bloemfontein se Grey College weer die gasheer vir Selborne College wat ver gereis het van Oos-London om die Grey manne aan te durf. Die gedigte span is goed voorberei en alhoewel Grey seker die gunstelinge is om dalk die dag se rugby te oorheers, moet die Selborne se manne beslis nie onderskat word nie. Verlede jaar was die derby tussen die skole wel in die guns van Grey College Bloemfontein met 'n finale telling van 7 vir Selborne en 36 vir Grey. Die wedstryd was op 7 April 2024 in Oos-London gespeel. Die halftydtelling in daai wedstryd was 7 vir Selborne en 19 vir die manne van Grey. Slegs 1-3 het vir Selborne op die tellbord gewys en vir Grey was daar 6-3 aangeteken. Die bal is goed in die wedstryd versprei en die Oos-London manne moes oral gate toestop, maar die sukses was Grey manne beskore. Maar môre is 'n nuwe jaar en nuwe spelers, so die speelveld is gelyk en Grey het net tuisveld voordeel en soos met al die superskole wedstryde gaan duisende toeskouers weer toesak om hulle spanne te ondersteun. Baie sterkte vir beide spanne. Advertensie van Netwerk 24 teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for You. Jy kan vir Dian of Susan by 082 390 339 kontak. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1129, Polokwane 923, Lephalale 1129, Mbombela 1031, Mahikeng 924, Pretoria 1126, Johannesburg 1017, Ermelo 523, Richards Bay 1325, Pietermaritzburg 1120, Durban 1524, Port St Johns 1321, Bethlehem 619, Bloemfontein 619, Allewal Noord 618, Welkom 821, Vryburg 1023, Kimberley 920, Appington 921, Prieska 518, Springbok 27, Karasburg
9:22, Keetmanshoop 11:25, Mariental 12:26, Alexanderbaai 13:18, Brandvlei 6:18, Loederitsbaai 14:28, Vredendal 11:20, Kaapstad 13:18, Sutherland 2:13, George 10:18, Jeffreys Bay 11:20, Cabarra 10:22, Graaff-Reinet 7:19, Oos-London 10:21, De Aar 5:18, Multino 4 in die oggend, 15 in die middag, Beaufort Wes 8 in die oggend, 19 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.80 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R11.47. Die euro kos R20.22. Die pond verhandel teen R24.01. 'n yen kos 12 sent. Die prys van silwer is $33.35 Amerikaanse sent per fyn ons. Die prys van goud is $3,317 ook per fyn ons. Die prys van Brent olie is $64.90 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag: gelukkige Vrydag vir almal. Julle week was 'n sukses. Hou moed. Dis amper naweek. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en naweek word vir julle almal toegewens.